albei kampe wil die Here eer in dit. En dis die beste van alles, want ek kan nie jou huis oordeel vir wat julle doen nie. Nee, dis waar. En so dieselfde hier ook. Dis presies wat Paulus daar doen. Ja. Christus gaan die een wees wat oordeel, want hy is die een wat die hart ondersoek. Is die simboliek agter die selfde kommersiële dele hiervan waarlik paganisties? Of is dit amper meer toevallig, of hoekom gebruik ons hierdie tipe simbole? Maar ek wil ook net noem, jy weet, soos Paasfees kom, sal hulle nou sê, kom van die godin af, ek weet nie of ek op nou reg spreek nie, is Eostre. Ongelooflike ding om te kan vier. En nou wil mense dit nie vier nie, want hulle is bang dit is nou paganisties. Soos julle weet, ons is op die draai van Paasfees. En een van die groot goeters wat ons sien op die kanaal, baie mense praat daaroor, is goeters soos Paasfees, is goeters soos Kersfees, is dit pagan festivals, jy weet, is dit paganisties? Is dit die mooi Afrikaanse woord, mag mens dit sê? Heidens, kom ons stel dit net as heidens. Is dit die afgoderry of 'n afgod? Afgod, maar ja, soos paganism is hierdie hele vals geloof idee, hierdie songod aanbidding, al hierdie tipe goeters. So, wat ons vanaand bietjie gaan doen, en hierdie is nog 'n baie interessante onderwerp, en ek dink baie mense het vrae hieroor, en ek dink baie van hierdie goeters duik op, soos wat mense nou nader aan Paasfees kom, en dan sal natuurlik klomp mense wees wat sê, hier is boosheid en goeters hier aan betrokke, en wat ons bietjie gaan doen is, ons gaan 'n gesprek hieroor voer, maar eerstens wil ek net vir ouens sê is, en 'n groot bekommernis vir my, net soos oor ons plek waar ons is, as Suid-Afrikaners, en eintlik as die mensdom, is ons swak manier om te redeneer. En hoekom ek so vir jou sê, is as ek gaan kyk na baie van die kommentaar wat ons kry, en ander mense se video's en ander kommentaar is, mense weet nie hoe om argumente te voer nie. Mense weet nie hoe om 'n argument soos 'n logiese, rasionele denkpatroon by mekaar te sit en dan van daar af 'n argument te bou. Nie hoor wat ek sê, soos baie van die goeters wat mense sê op ons kanaal is net blote of ad hominem aanvalle wat hulle jou persoonlikheid of jou karakter aanval. En ek bedoel, who cares? Soos enige persoonlike aanval wat jy teenoor my doen, dis regtig, dit gaan absoluut niks maak aan hoe ek my argument voer nie. Versaai, inteendeel, wys dit eintlik hoe swak jou argument is, want jy kan nie by die argument uitkom en jy's net besig om die persoon te probeer diskrediteer. So, 'n algemene ding wat ek sien is mense sal sê jy's baie arrogant. Ek bedoel nie jy nie, hulle sê dit van my. Ek dink iemand het jy's veel te rustig om laat iemand vir jou sê jy's te arrogant. Ek is die sagte ou met die Bybel. Ja. En Meyer is die ou met die pink hap. I love wat is mense vir hom sê, hy is die ou met die pink hap. I like it. So, maar ek bedoel net, want ek dink ook wat ouens dit doen, is hulle hardloop uit goeters uit om mee te argumenteer, en dan val nie die persoon aan. Jy hoor wat ek sê, dit is, en ek wil vir ouens van die begin af sê, soos ons verwelkom alle kommentaar, soos dit is lekker om hierdie goedes te lees en na te kyk, en ek bedoel, dit raak nou 'n groot volume, so mense kom nie by alles uit nie, maar wat ek net sê is, probeer net vir jou eie geestelike gesondheid 'n argument ordentlik voer, en meer as enigiets anderste uit die skrif. Uit die skrif, en ons gaan vanaand ook 'n bietjie in die geskiedenis gaan indelf, en ek wil net vir ouens sê is, die goeders wat ons vir julle gaan gee is soos feite. Jy kan nie regtig stry met feite nie, so moenie op jou emosie reageer nie. Luister hierdie video, luister dit tot die einde. Ek kan sien van julle weet ek weet presies hoe lank julle ons video's kyk. So, jy kan nie kommentaar lewer as jy 10 minute, 5 minute, dan mis jy die helfte van die punt wat ons probeer maak. Maar ja, dis net half soos 'n inleiding. Ek weet nie of jy ook iets wil sê as inleiding. Ja, ek dink net in verband met ons kommunikasies wat ons met mekaar voer, jy weet, en ons maak dit altyd duidelik dat hierdie kanaal is om op te bou. Ek en jy gaan nie als weet nie, maar dit is ook wonderlik om te sien dat die mense wat ons terugvoering gee of in die comment sections is, regtig, daar's baie van hulle wat sal byvoeg deur te sê, het julle dit dalk geweet, of het jy die gesien, loer dalk bietjie so. Dis opbouend, dit nooi ons uit om verder te wil kyk, maar die oomblik wanneer jy net kom en sê soos, nee dit, of en jy lyk so, of jou hare is in 'n verkeerde rigting, of wat ook al, jy weet soos, wat het dit jou nou gebaat? Is dit nou in 'n punt van, voel jy nou selfbewus? Ja, ek maak net seker my hare is reg, want ek sien dat meeste van die kere is dit nie, so. Okay, nee. Ek's bly jy het dit opgebring. Nee, ek is bly, so nou het jy dit reg gemaak. Werk aan jouself. Maar dit kom net op daai punt is, soos, jy het nie nodig om in die persoon se karakter in te klim nie. Verstaan, jy het nie nodig om af te breek op wat die Here gemaak het, of, jy weet,
jy het nie nodig om so ver te gaan nie. Doen net moeite en maak die gesprek sinvol en deel saam. Ja. Deel jou mening, moenie afkraak nie. En hierdie is iets wat ek dink meeste mense met enige teologiese gesprek wat ons ook al gehad het, of soos hierdie gesprek wat ons nou gaan hê, mense hoor 'n ou op YouTube het sê en haal die ou aan. Ja. En hulle vat dit as 'n feit en hulle vat dit so. En ons wil vir julle aanmoedig, moenie 'n woord glo wat ons sê nie. Ons begin 'n gesprek en ek dink mense verstaan nie, soos ons berei, of nie jy nie, jy berei nou baie meer voor, maar ek berei minimaal voor vir hierdie goeders, want ek wil hê dit moet net soos 'n gesprek wees wat ons hou, laat dit natuurlik vloei en nie iets wat ons van 'n skrip af lees, jy weet hier voor ons sit en net dit so doen nie. Dis hoekom ons dit in 'n gesprekformaat ook doen, sodat dit natuurlik kan vloei en sodat jy kan verstaan is hierdie is so 'n normale persoon behoort te dink oor hierdie goeders. Ja. Okay. Ja, ek stem. So, okay, kom ons delf in. So, weer eens, gaan toets wat ons sê vanaand, maar gaan doen jou huiswerk. Moenie net vat en sê Pietie op YouTube kanaal van Johannesburg het hierdie gesê en nou is dit 'n feit. Okay? So, ek dink dis baie misleiding hier. Kom ek gee net eers my agtergrond. Ek was vir 'n lang tyd een van hierdie ouens wat gesê het Kersfees, Paasfees is boos. Verstaan, dis hierdie paganistiese feeste, hierdie heidenfeeste en ek kan nie glo ons as Christene neem deel in hierdie goeters nie. Okay. Totdat ek bietjie dit eintlik self begin bestudeer het. So, ek dink Paasfees is die mees relevant nou. Ek dink soos dat ons as tyd is later in die aand sal ons bietjie gaan na Kersfees. Maar Paasfees, die grootste punt van contention wat ek uit kan sien, en ek wil nie ouens met hierdie soos acknowledge. Hulle moet verstaan dat dit is eintlik die ding waar dit gaan is. Dit gaan natuurlik meer oor die datum, nê? Ja. Eerder as wat dit gaan oor ek is seker elke wedergebore Christen wil Christus se opstanding vier. Nie waar nie, sy kruisiging, sy opstanding. Ek dink enigiemand sal sê die feit dat ons dit herdenking, is dit die woord gedenk? Ja. Nee. Ja. 'n herdenking oor hierdie doen is 'n goeie ding. Dis meer net in hierdie tyd van die jaar wat ons dit doen, is dit die gepaste tyd. Nou, as ons gaan kyk na Paasfees, is natuurlik, ek en jy sal ook saamstem dat daar is heidense gebruike wat in hierdie ding deel gegaan het en mense gebruik het om te commercialize, te kommersialiseer om geld te maak uit soos die paaseiers, uit die paashaas en al hierdie tipe goeders. Ja. Die vraag is hierdie datum, hierdie tyd wat ons dit hou, akkuraat? Is hierdie die regte tyd om dit te hou? Is dit in lyn met wanneer Christus gekruisig is? En ook moet ons onsself vra, is die simboliek agter die kommersiële dele hiervan waarlik paganisties? Of is dit amper meer toevallig? Of hoekom gebruik ons hierdie tipe simbole? Ja, ek dink ons moet net twee goedjies net vra en dit is die eerste een. As ek nou vir jou vra, wat beteken heidens? Wat sal jy sê is dit? Ek dink die eenvoudigste manier van die woord is dit net, dis anti-Christen. Dis nie iets wat 'n gelowige doen nie. Dis 'n aanbidding van 'n ander afgod, as ek dit nou so stel. Yes, verseker. Okay, en dan vra ek nou vir die tweede enetjie, wat is Christelike vieringe? Wat ons vier? Ja, wel ek sal sê dit is feeste wat ons doen wat in lyn is met wat die skrif vir ons sê om te doen. Alright, goed so. En ek dink hierdie is 'n baie belangrike punt van wat ons nou verder vat. Want nou gaan ons kan sien wanneer hierdie feeste plaasvind, wat doen die heidense kant en wat doen die Christelike viering? Daar is waar die balans moet kom. En verder, en ons het nou al gesien in meeste van die mense se kommentare ook, is daar's net mense wat heeltemal totaal en al teen dit is. En dit kan dalk wees dat soos meeste van die mense wat nou na dit gaan luister, het klaar net besluit, ek gaan nie luister nie, dit is teen dit, ek maak niks ruimte om in te neem nie. En is reg. Maar net vir die gesprek van as daar mense is wat dalk wonder, jy weet, jy sal dalk baat vind uit hierdie benadering van wat ons aanpak. So, as ons nou in die gesprek gaan, heidens is heeltemal weggesentreer van Christus af. Christelike viering is die fokus, is absoluut totaal en al op die Here Jesus Christus, punt. Hey, jou skaduwee is hier in die pad. Jou skaduwee. Come on. Ja, okay, so kom ons gaan gou in hierdie ding. So die claim, kom ons hanteer die claim dat Paasfees, baie wat ding wat die ouens sê is, dit is eintlik 'n heidense fees in dat die naam Easter is baie naby aan Ishtar. Ja. Het jy dit ook so? En Ishtar is hierdie bose paganistiese figuur. Dis 'n heidengodin, as ek dit nie mis het nie. Nou, hier is wat mense moet verstaan.
Die woord Easter jy vind dit net in Germanic en Engelse tale. So in jou Duitse, Engelse tipe taal gebruik. So as jy gaan kyk na die Grieks is dit Paschal genoem, nê? Wat in lyn is met die Passover. So ek dink in Afrikaans die gebruik van Paasfees is nader daaraan. Dis minder misleidend as jy so sê as Easter, nê? So hierdie Paschal, as jy gaan kyk in die Grieks, eerstens die feit dat hierdie twee name naby aan mekaar is, Easter en Ishtar, dit sê absoluut niks nie. Mense moet verstaan, in Engels sê ons correlation is not causation. Ek weet nie wat jy Afrikaans vir dit nie. Korrelasie is nee, ek gaan nie probeer nie. Maar correlation is not causation. Met ander woorde, net omdat twee goeders baie naby mekaar lyk, beteken dit nie dit is dieselfde nie. Verstaan, as jy vat baie van die ouens gebruik ook daai idee van Jesus, wat die Griekse naam is vir Jesus. Sê hulle dis baie naby aan Heil Zeus. Nou, ek bedoel, wat 'n nonsens redenasie is dit? As jy een letter verander in 'n woord, verander dit heeltemal. As ons sê, hier's 'n dog, en ek verander een letter, en ek verander die G na 'n T, dot. Verstaan, 'n dog teenoor 'n dot is een letter se verskil, maar dis 'n totale ander ding waarvan ons praat. So, ek bedoel, daai claim dat Ishtar en Easter is naby mekaar, daarom is dit 'n paganistiese fees, is 'n baie swak posisie om te hê. Ons moet ook verstaan, tale soos Engels is meer moderne tale. Verstaan jy, so baie lank na Christus se kruisiging en opstanding kon hierdie paganistiese invloed gebeur het. Want ek dink ons moet verstaan, wat is die oorsprong van die hele ding? Jy weet, wat is die eerste ding wat gebeur het? Was dit eerste hierdie heidense gebruike en toe kom ons en sit Christus se kruisiging in die heidense gebruik, of was Christus se kruisiging eerste daar en later aan het paganistiese feeste eintlik probeer om hierdie te naaap? Ja, dit is baie belangrik, want jy sal gaan kyk deur elke ander godsdiens wat daar is, moes hulle gesteel het van die Christenkamp, die Joodse kamp, as ek dit nou so stel. Daar's Zeus, hy het sy mense gemaak uit modder, en jy weet, dit is die oorsprong, maar Zeus het mense in sy beeld gemaak in modder. Jy weet, dan weet jy sommer klaar, okay, jy het gesteel hierdie kant ook. Jy weet, so geen van ander godsdienste kan op hulle self staan nie. Hulle moet iets steel van ons kant af en dan down the rabbit hole van die ander kant af, jy weet. So dit gaan in vieslike rigtinge in van wat hulle dan inbring as dit is nou 'n feit. Maar ek wil ook net noem, jy weet, soos Paasfees kom, sal hulle nou sê kom van die godin af, ek weet nie of ek op nou reg spreek nie, is Eostre, dit kom amper naby aan Easter. Nou, dit is in die historiese nogals redelik bevraagteken, want daar is 'n bewering wat sê, dit is 'n feit, maar ons het net een bron, wat vir ons bevestig dat dit kom van een godin af, maar dis ook nie waar nie, want jy kan nie net op een bron staat maak nie. Dis soos Joseph Smith, wat jy moet nou net sy die Book of Mormon is jy moet hom nou net glo, want hy het dit ontvang, dis een bron, jy kan nie op dit staat maak nie. Nou, die bron wat jy na kan gekyk is daai Bede the Venerable, maar baie, jy trek jou oë nou so groot. En wat se tyd speel dit af? Nee, dit is vroeë tye al, die 14 voor dit al. Wat? 1400? Nee, voor dit al. Wat hulle dit neergeskryf het. Na Christus, Dit is die belangrike punt. Dis soos die heel belangrikste punt. Dit is baie belangrik, maar selfs die historiese wat dit gekrit het, sê soos dit is nie betroubaar nie. Dis betroubaar. Jy kan nie op dit val nie. Okay, so verduidelik mooi. So jy sê hierdie Eostre is die naam van waar baie ouens sê, so wat die ouens sê is hulle het Easter gevat van hierdie godin af. Hierdie godin se fees is van waar Easter kom. En wat ons nou probeer argumenteer is, ons sê dat die viering van Paasfees het al gebeur so vroeg as wat Christus gekruisig was. En dit was voor Easter eers as 'n naam gebruik word, né? Dit is ons argument hierso. Ja, ons kry dit soos die Pasga. In die Ou Testament wat ons dit nou lees, ons sien dit in die evangelies, hoe Christus se voorbereiding in hierdie tyd van die Pasga, hulle self voorberei vir die Pasga, en ons weet deur 1 Korintiërs 5 vers 7 dat Christus is die Paaslam, hy is die offer wat vir ons deurgegee is. So ons moet besef
dat die viering van Paasfees, al is dit nou Pascha genoem in die Ou Testament, was al lankal gevier voordat Paasfees ingestel was. So ons het inteendeel eerste reg om dit te kan vier, wat ook al die heidene bedoel het om nou soos 'n paaseier te maak met fertility of wat ook al jy wil bereik uit dit uit. Daar's waar jy die onderskeid maak. Jy kan sien mense met besighede, jy het dit net nou genoem, hulle maak geld uit hierdie uit. Die pryse van goederes raak duur. So daar's ons is natuurlik teen dit. Ja, ek dink mense kan duidelik ons is heeltemal teen dit. Die kommersiële deel van die ding ondersteun ons glad. Ja, en selfs vir ons kinders. Ons gaan nie vir ons kinders sê, jy weet, soos daar's 'n paashaas en jy weet, hy steek vir jou eiertjies weg en jy moet dit nou gaan soek. Ja, ons is heeltemal teen dit. Ja, ek is ook 'n fan van vir jou kind mislei in daai. Ek weet ouens sê dit is nou net fine en nice en so, maar ek dink jou kind moet 'n verbeelding hê. Okay, nou maak vir jou kind 'n gekookte eier. Dus moenie gaan koop en ek is fine met ander goeders, mense kan nog praat oor iets soos die tandemys, daai tipe goeders, maar ek bedoel, hierdie is 'n ding wat gesentreer is om Christus, die belangrikste, grootste gebeurtenis van geskiedenis, en vir ons as Christendom wat sentraal is tot ons geloof, om dit te gebruik, en jy weet, 'n sprokiesverhaal soos 'n Paashaas tipe ding vir kinders mee te mislei. Ek dink ons as Christen ouers moet meer discernment hê en nie so iets doen nie. Ja, ek dink is belangrik in die sin van wanneer ons dit vir ons kinders oordra. Jy weet, want natuurlik as jy gaan stap by Spar of by Pick n Pay, Checkers, dis al hierdie borde, en wie se aandag trek die eerste? Die kinders sin. Ek wil dit hê, of ek soek dit, verstaan, so dit lyk aanloklik, en dan draai jy oor, dis vir die Paashaas, of die Paashaas doen dit. Ons moet baie mooi vir ons kinders verduidelik, dat luister hierso, so dit is nie waarvoor Paasfees daar is nie. Die mense wat dit ingestel het vir hierdie kommersiële goedjies, jy kan dit nou op jou eie manier dit so oordra, het dit gedoen om jou aandag van Christus af weg te kry. Stem saam. Die vyand sal enigiets doen om jou fokus van Christus af weg te hou. So, ek meen, jy kan gaan kyk na C.S. Lewis se boek The Screwtape Letters, dit is fenomenaal. Maar die vyand sal regtig enigiets doen om jou besig te hou, sodat jou fokus net nie daar by die Here Jesus Christus sal wees nie. En wat doen ons as kinders van die Here? Ons herdenk hierdie dag, omdat dit so spesiaal is in die verlossingwerk wat die Here vir ons gegee het. En dit laat ons reflekteer in die sin van dat hy was regtig, Jesus Christus was sondeloos gewees, en hy was daai offer gewees wat God vir altyd tevrede gestel het. En dit is so, en wat die duiwel nou reg kry deur die, is hy maak dat mense nou nie hierdie Paasfees vier nie, omdat hulle bang is, jy weet, dis paganisties of dis heidens, en nou het hulle hierdie geleentheid gehad om met Paasfees die Here te aanbid, kerk toe te gaan, en nou sê hulle, ek gaan dit nie doen nie, want die wêreld het hierdie ding verdraai en boos gemaak. So sê jy doen presies wat die Satan wil hê jy moet doen. Ek kom ek sê vir jou, ek raak opgewonde om Paasfees, om in die kerk te sit, veral as iemand 'n boodskap bring, en regtig net die evangelie weer gee, en net wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis, en hulle speel 'n video of 'n ding van die kruisiging, en jy's net weer, onthou wat hy vir jou gedoen het. Dit herinner jou net weer, dit bring jou net weer terug by die Here. Dit is altyd vir my soos 'n opgewonde en 'n emosionele tyd. As jy weer terug sit en dink aan, dan dink jy, hy het vir my gesterwe. Hoekom sal hy vir 'n bose mens soos ek aan die kruis sterwe? Maar hy het dit vir ons almal gedoen. En dit is so ongelooflike ding om te kan vier. En nou wil mense dit nie vier nie, want hulle is bang dit is nou paganisties of enigiets soos dit. En jy het nou vinnig gepraat van die fertility ding. Ek dink ouens moet verstaan is, eerstens, die manier hoe Paasfees begin het was 'n hare, nie 'n rabbit nie 'n bunny nie. Jy weet, soos die prentjie wat ons nou het is 'n bunny. So waar hierdie ding gekom het van om dit te vergelyk met die fertility ding, het hulle die verkeerde spesies van haas. Verstaan jy? Dit is ek dink is 'n konyn en 'n haas seker in Afrikaans. Die original ene is nie die een wat dit nou is nie. So om dit te gaan link, om die paashaas te link aan hierdie fertility idee, hierdie fertility godin, is net omtrent elke ding in jou huis, het jy net soveel rede om as 'n paganistiese simbool te sien as iets anders. Soos die visie, wat ook gebruik kan word, baie ouens sê, hierdie is 'n Christen simbool,
maar vergelyk dit nou ook weer met 'n paganistiese ding. Verstaan, dis net 'n vis. Ja. Dis net 'n haas. Dis soos ons verstaan goeters soos Playboy en hierdie goeters gebruik dit as hierdie fertility simbool en daar is hierdie simbole, maar omtrent elke ding in jou huis kan 'n paganistiese oorsprong hê as jy vir dit gaan soek. Om dit te korreleer direk met hierdie ding is nie noodwendig akkuraat nie. En ek gaan mense aanmoedig om bietjie die geskiedenis van hierdie te gaan ondersoek. Dieselfde met die eiers. So hoe ek hierdie verstaan is rondom die tyd wat Paasfees gebeur, wat die Pasga gebeur. Wat die Jode gedoen het is, hulle moes, hulle het gedurende daai tyd sekere kosse gevas, soos eiers, soos vleis, jy weet, soos steak, en hulle het nie sulke goeders geëet nie vir daai 40 dae. So wat gebeur het is, natuurlik gaan hulle hoenders aanhou eiers lê, en dan het hulle eiers gekook, om dit te onderhou. Maar wanneer dit klaar is, het hulle ons nou 'n magdom van die goed. Want die hoenders het aanhou lê, en niemand het die eiers geëet nie, want hulle het mos dit gevas vir daai tyd. So nadat het hulle die eiers gehad en toe moes hulle klomp van dit geëet het en is deel van die simboliek agter dit. So dit het niks te doen gehad met 'n fertility ding nie, maar net van 'n gebruik tydens daai tyd wat oorgedra kon word. Ja, ek dink dit is belangrik om in te neem dat soos wat jy nou genoem het daarso dat dit het niks met dit uit te waai nie. En gelet mooi op elke herdenking wat ons het die vyand 'n teenkant. Nou, en dis interessant want dit sal altyd met 'n dier of 'n mens wees in die sin van Kersfees het nou Kersvader en al daai goed. Maar kyk bietjie die geskiedenis en reg deur die skrif wys dit vir ons dat die mens sal altyd die skepsel in plaas van die skepper aanbid. So dis presies die groot onderskeid tussen kinders van die Here wat Paasfees en Kersfees herdenk teenoor hulle wat heeltemal aan die ander kant is dat ons doen dit vir die entertainment en die genot wat ons uit dit uitkry. Ja. So en hulle sal veel eerder dit as relevant beskou as teenoor die Here. Maar nou kom ek vra jou 'n vraag nou. So ons het in ons gehoor wat mense nou sal sê, ja, ons kan nie dit vier nie want dit het heidense wortels. Hoe gaan ons dit hanteer? Ja, so dis 'n presiese punt wat ek maak, is ek dink ons het nou al gedemonstreer dat dit nie heidense wortels het nie. Jy weet, die oorsprong in die is baie belangrik. So ek sê altyd, wat is die oorsprong van dit? Iets soos, as jy vat soos die feesviering sê net maar van Halloween, die oorsprong van dit is boos. So sê jy. En die woord hallow beteken eintlik heilig. Dis hoekom ons in die, jy sal wat nou die King James waardeer, is hallowed be thy name. Dis heilig sy u naam. Jy weet, Halloween is heilige aand, heilige dag. Ja. So, maar bedoel, dit soos ek daai oorsprong het, is dit hekse wat mense vermoor het en dit geselebrate deur met mense se kop in die straat af te ry. My punt is net, dis 'n bose oorsprong. Die oorsprong van Paasfees is nie boos nie. Die oorsprong van Paasfees is die kruisiging en die opstanding van Christus. So omdat die oorsprong dit is en nie die paganistiese goeders het gegaan, soos jy gesê het, om dit te probeer imitate, om dit te probeer hulle sin maak. En mense kan net in die geskiedenis gaan kyk, die geskiedenis is nie aan die kant van hierdie se paganistiese dinge, die geskiedenis is aan die kant van die paganistiese goeders het gebeur na dat dit gevier is as 'n Christenfees. So, as jy sê paganistiese wortels, ek dink net dit is 'n valstelling. Jy weet, die ding het nie paganistiese wortels nie. Ja, ek stem saam, jy weet, dit het nie daai wortels dan nie, maar jy gaan natuurlik die mense sê, maar kyk nou, ons het dit nou nog steeds in ons dag. Jy weet, dis afgodery, dis soos Kersfees, dis sonneaanbidding. Ek dink net mense moet baie versigtig wees om op daai trend te gaan, want jy kan enige iets heidens maak. Selfs die dae van die week kom van heidense gode en goed af. Verstaan? Maar ons herdenk nie daai God in die dag wat ons leef. Ons doen glad nie. Yes, so, dis soos met Paasfees. Ons dink nie aan die Paashaas nie. Kinders van die Here dink nie aan die Paashaas nie. Ons dink aan die Paaslam, Christus. Verstaan? Daai is die fokus van alles waarop ons beweeg. En ons moenie ons fokus verloor op dit nie. Ons moenie ingetrek word met die wêreldse goed om ons te lok nie. Ons moet gefascineer wees met wat Christus vir ons gedoen het. En soos jy nou sê, soos die maande ook, soos wat die maande genoem is ook van 'n paganistiese oorsprong, maar gaan jy nou jou kalender weggooi? Jy kan, verstaan jy, want jy vier nie die paganistiese
gebruik nie. Jy is net in daai datum. Verstaan, jy is besig om deur die kalender te gaan. Maar kom ek sê vir jou so, ek dink daar is 'n belangrike onderskeid wat ons hier moet maak. Want ons het byvoorbeeld nou al baie soos goeters in die charismatiese kerk uitgewys en wat ons gesê het, okay, hierdie is boos. En ek seker baie van daai mense sal nou sit en dink, okay, maar ons doen dit tot eer van die Here. Wat is die verskil? Ons is nie besig om 'n gebruik wat paganisties is te ondersteun en sê ons doen dit vir Christus nie. Jy sien die verskil. Hierdie gaan oor datums en feeste vier, nie 'n gebruik toepas nie. En ek dink dit is 'n belangrike onderskeid, want sodra jy 'n gebruik doen, soos byvoorbeeld ek kan nie, en ons maak 'n groot storie van die musiek, ek kan nie byvoorbeeld Marilyn Manson aansit, of jy weet een of Korn, of een of ander Slipknot, en sê ek luister nou hierdie tot eer van die Here nie. Verstaan, ek is besig om deel te neem in 'n satan, of sê nou maar glasie te speel tot eer van die Here. Verstaan jy? Dis 'n duidelike, bose praktyk wat jy doen. Ons praat van, hier is 'n dag, hier is 'n datum. En kom ons sê so, kom ons vat Valentynsdag ook. Want die mense het ook vir Meyer uitgehaal, wat ek gesê het, hy vat sy vrou uit op Valentynsdag. Is ook om hy die pink hemp gedra het om dit in te smeer. Ja. Maar so as jy Valentynsdag vat, ek dink Valentynsdag se oorsprong kan paganisties wees. Jy weet, soos ek dink die oorsprong van daai ding is nie great nie, maar as jy jou vrou nou uitvat op daai dag om saam met haar julle liefde te vier, is daar nou iets verkeerd met dit. Jy weet, as dit selfs net toevallig is op die 14de Februarie. Verstaan jy wat ek sê? So kan jy imagine jou huweliksherdenking is op die 14de Februarie. Verstaan jy, net omdat die wêreld 'n ding boos gemaak het, beteken nie jy vier dit saam met hulle in hulle boosheid. So iets soos Halloween dink ek is 'n probleem, want dit het 'n absolute bose oorsprong en jy neem deel, soos die hele trick or treat ding het ook 'n bose agtergrond agter dit. Ja. Verstaan jy wat ek sê? Ja. Ek dink ons troos ook in dit is ons het ook 'n dag uit op Halloween. Is ons het reformasiedag op daai dag. So ons is dankbaar vir wat Luther gedoen het daarso. Is dit regtig 'n ding? Dis 'n reformasiedag. Ja. Is dit op wat is soos einde Oktober? Ja. Dan is dit dis die dag dat hy sy teses gaan kappe daarso. Ja, so ons het dit om te herdenk ten minste. So wat gaan jy doen vir Halloween? Nee, ek gaan my skrif gaan leer. Ek gaan bietjie gaan kyk wat was die teses wat Luther gekap het nie. Cool. Ja, jy nou sien ek meer uit na Halloween vir jou. Ja, absoluut. Maar reformasiedag. Maar weet so hier is die punt. Jy kan reformasiedag vier op Halloween, want dit is dieselfde datum, sonder om deel te hê in die bose. Daai dag gaan kom. Ja. Verstaan jy, daai dag gaan gebeur. En ek dink net om die geleentheid te mis om veral iets soos Christus se kruisiging, opstanding, alles te vier, is net 'n missed opportunity. Ja, verseker. Verstaan jy, dit is net en die punt is, ons is redelik seker, ons kan nou debatteer oor 25 Desember vir Christus se geboorte, maar ek bedoel die tyd wat hy gekruisig was is redelik dis vas. Ja. Dit is soos nie, daar's nie eintlik te veel twyfel oor dit. Ja, so maar net die motivering. Daar's twyfel oor die jaar dalk, ja, wanneer dit gebeur het, maar laat dit in April is duidelik. Absoluut. En ek dink ook net, jy weet, veral nou in Paasfees is jou motief, jou rigting van aanbidding. Is dit wêrelds? Lê jy klem op die wêreld, so goed is dit vir jou lekker, of is dit vir jou sleg? Jy weet, dit gaan jou onderskeid wees. Gaan ek Christus herdenk in hierdie tyd, of gaan ek nie eers aandag aan hom gee nie? Verstaan, so daar's mense wat sê ek gaan nie dink eers aan daai dag nie. Goed, jou gewete oortuig jou daarvan. Paulus praat ook daarvan. As jy voel in jou gewete dis sonde, dan moet jy dan nie doen nie. Soos 1 Korintiërs 8, ja, praat jy van absoluut. So dis belangrik, maar ek wil ons moet dalk bietjie kyk gaan na die Kersfees kant toe. Ja, voor ons gaan Kersfees toe gaan, kom vra net die. Ja. Sal jy saam met jou kinders laat hulle eiers gaan soek in die hele ding? Jong, kinders hou van sweets oor die algemeen, so hoe gaan ek dit nou weghou van hulle? En dan met 'n goeie Christen boodskap saam met dit. Ja, ek meen ek gaan nie vir hulle sê hierdie kom nou van die paashaas af of enigiets nie. Ek sal nog steeds 'n sweetie vir hulle gee. Ja, en jy kan die wegsteek al dit. Ja, ag ek doen nie eers dit nie. Net vat die sweets gaan geniet dit. Maar as 'n oulike, jy weet ding om. Ja, maar of het jy 'n issue met dit? Ek weet daar sal mense wees wat 'n issue het, maar ek entertain nie my kinders op dit nie. Daar's baie goeters wat soos in verband met wanneer ons Bybelstudie doen in die huis, dan gaan ek altyd na foto's toe, dan wys ek vir hulle hoe die plek gelyk, dis hoe Galilea lyk,
Dis die see waardeur Moses deurgegaan het. Jy weet, en hulle leef hulle self daarin, want nou hoor hulle nie die storie nie, hulle sien fisies waar het gebeur het nou, of waar is die plekke. En dis die goeters wat ek mee hulle sal stig. Ek sal nie noodwendig stig met dit nie, maar daar is broers en susters wat dink, jy weet, dis net 'n speelietjie, ek gaan nie, ons eer nie die afgod daarvoor nie, ons doen dit net, want dit is lekker vir die kinders. Ja, dis wat ek so, wat is jou gevoel daaroor? Ja, nee, ek dink as jy vir 'n mooi Christen, jy weet die hele kruisiging verduidelik, die evangelie gee, en saam met dit kan hulle maar gaan speel, die goed wegsteek, ek dink ek dink nie daar's enige bose praktykie uit nie. Die oorsprong van die goed is, dink ek nie is so boos, soos wat meeste mense nou gelei is om te glo nie. Ek seker daar gaan ouens allerhande dokumente en goeders aanstuur en so, maar ek sal die validity van daai goed gaan soek. En mens moet verstaan, is as hierdie goeders honderde jare na die kruisiging is, dan is dit mos nou die paganistiese ding wat probeer die kruisiging oorneem. Doodsmeer, soos soos doodsmeer. So ek kon nie vind dat die eiers saam met die paashaas self noodwendig paganisties is. Daar is eiers en daar is haas simboliek in paganisme, maar dat dit 'n direkte konnektasie aan Paasfees self het wanneer ons dit vier, ek kon nie dit vind nie. So dalk as daar iemand vir my wys en so, dan sal ek my mind daaroor verander, maar ek dink buite enigiets wat jy vir ons wys oor die eiers, oor die paashaas, is die bottom line, hierdie is 'n tyd om Christus se opstanding en alles te vier. So kruisiging en opstanding te vier. Ja, daai moet jou fokus wees in hierdie tyd. Dit moenie iets anders te wees nie. Dis 'n dag wat jy herdenk. Dis awesome vir hom. Soos elke jaar, dis jou kind se verjaarsdag. Jy herdenk die dag. Ja. Verstaan nou, net so met Christus se kruisiging is, ons herdenk die dag. Dis nie vir die verkeerde redes nie, is vir die regte redes. Dis nou maar net as voorbeeld wat ek nou kan gee. Maar okay, kom ons gaan oor na Kersfees toe. So, ek dink die eerste ding, dit is eintlik die punt wat ek nou wil maak oor die datum. Die groot ding is, ek dink niemand sal sê dis sleg om Christus se geboorte te vier nie. Ja, ek bedoel as jy nou wedergebore Christen is. Ja, daar is mense wat 'n probleem het met dit. Met sy, okay, maar dit is my vreemd. Verstaan jy, want dit is soos hulle sal nou sê, okay, die Bybel sê nie jy moet dit doen nie, maar die Bybel sê ook jy moet dit nie doen nie. So dis altyd 'n argument from silence. Dis nie 'n goeie argument om te voer nie. Ek dink om die belangrikste persoon in die geskiedenis se geboorte te vier, ek kan nie dink daar's iets verkeerd met dit nie. Die belangrike punt van contention is die datum, nê? Want die datum 25 Desember, dis weer waar baie mense gaan en sê hierdie datum is in lyn met die winter solstice of met hierdie songod aanbidding, en dat die datum wat die mense gekies het vir die is iets wat hulle gedoen het as gevolg van om in lyn te wees met hierdie paganistiese gebruike, né? Jy stem saam met dis die redenasie. Okay? Ek het 'n teks hierso, jy weet, dis jy gaan mense kry, ja, maar 25 Desember is nie die regte datum nie. En jy's reg. Ja, ons weet dit. Almal weet dit. Ja. Almal weet dit is nie die dag van Christus se geboorte. Of dit kan wees, ons weet nie. Nee, dit is nie. 100% nie. 100% weet ons dit is nie. Mens kan agterkom met die tye van die seisoene wat in die nativity vir ons deurgegee is. Dat dit die tye van die seisoene, jy praat van dat die skaapwagters buite sou geloop het net in die lente, daai tipe goed. Daai is die goeters waarna hulle kyk, maar ons weet dis nie einde van die jaar Desember as ek dit nou so stel nie. Okay. Maar ek wil net op neerkom gou, voordat ek my punt mis. Is jy's reg. Dit gaan nie die 25ste Desember op die kop wees nie. Maar die Here het toegelaat in die geskiedenis, net soos wat hy Martin Luther se teses laat gebeur het. Net so het hy dit laat gebeur dat daar 'n dag vir die hele jaar uitgesit is om vir die wêreld op een dag te verkondig wat in die wêreld gekom het vir ons. Dis iets waarop ek wil neergaan. Maar jy sal nou mense hoor wat sensitief is op die datum en sê soos, maar ek herdenk dit nie. Ek wil net lees hierso Romeine 14, hier seker baie mense wat nou geweet het ek sal dalk na dit gaan. Maar hoor net wat skryf Paulus hierso. Hy sê, en neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelings te oordeel nie. So jy gaan nie op die ou hamer sê, ja, jy is nou heeltemal verkeerd, of hoe ook al die geval nie. Hy sê, die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. So hy is van oortuiging, ek gaan dalk net groente eet.
Hy wat eet, moet hom wat nie eet, nie verag nie. En hy wat nie eet, moet hom wat eet nie oordeel nie, want God het hom aangeneem. Wie is jy om hom weg te stoot? Okay? Wie is jy wat die huisknegt van 'n ander oordeel? Hy staan of val met betrekking tot sy eie Heer, maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. En hierso hoor, die een ag die een dag bo die ander, die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Nou hoor nou, hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. En hy wat nie die dag waarneem nie, neem dit nie waar nie, tot eer van die Here. En wie eet, eet tot eer van die Here, want hy dank God. En wie nie eet nie, eet nie tot eer van die Here nie, hy dank God. Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. En of ons lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword, om oor die dode sowel as die lewende te heers. Maar jy, waarom oordeel jy jou broeder? Of jy ook, waarom verag jy jou broeder? Want ons sal almal voor die regterstoel van Christus gestel word. Want daar is geskrywe, so waaragtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal God bely. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. En hierdie is, dit is absoluut belangrik. So as jy op die dag kom en sê, ek eer die Here op hierdie Kersfeesdag, jy doen dit tot eer van die Here. Maar as jy van oortuiging is dat hierdie dag is nie Christus se geboorte nie, ek wil dit reg hê, doen jy dit regtig tot eer van die Here. Dis nie uit selfsug of dat jy wil lelik wees nie, jy wil reg wees. En die kamp wat sê, ek wil dit vier, is ook reg. Jy weet, maar jy gaan eendag voor die Here Jesus Christus staan en jy gaan rekenskap gee. Soos, vir wat het jy dit gedoen? Jy weet, so daar is die goeders waarop jy rekenskap gaan gee. So, maar dit is belangrik wat Paulus daar gesê, party mense ag 'n dag belangriker en party nie. Party ag elke dag baie belangrik. Maar elke persoon doen dit tot eer van die Here. En dit is die belangrikste argument van hierdie spesifieke dae wat ons as Christene uitsit om regtig eer te bring vir die Here. Ja, daar's ander mense wat elke dag eer bring vir die Here. Daar's party mense wat net een dag, daai soos Kersfees of Paasfees, die naweek, eer bring vir die Here. Maar jy's nie verkeerd nie. Ja, dis great. Ja, dit som dit presies op. Ek dink ek kan enigiets meer sê oor dit. Ek dink net wat ouens ook moet besef is, wat ek net wou uitkom met die spesifieke datum, as jy gaan kyk deur die geskiedenis, ek dink dit is Hippolytus, as ek dit nou reg quote, een van die kerkvaders, wat al in die 200s die 25ste Desember geattribute het aan Christus se geboorte. Nou is 'n paar redes hoekom hulle hierdie ook gedoen het. Een van die goeters is 'n baie ouens het geglo, soos Moses en van jou Ou Testament ouens, baie van die Jode het geglo, as jy 'n man van God was, dan die dag wat jy conceived is die dag wat jy doodgaan. Verstaan jy? So sê nou maar jy is gemaak in Maart, dan gaan jy doodgaan in Maart. So jy gaan dan gebore word in Desember. Ja, dis vreemd. Dis vreemd, ja, maar dis 'n ding wat hulle geglo het. So dis dalk een van die redes hoekom hulle Christus se geboorte 25 Desember sit. Verstaan jy? Want hy was dood einde Maart, begin April. En as jy dit 9 maande bytel, dan kom jy omtrent by einde Desember uit. Verstaan jy? So dis een van die redes. Maar wat ek net probeer sê is, die 25ste Desember het van die kerkvaders gebruik voordat, soos die winter solstice, ek weet nie jy daar gekyk, wat is die ander ding wat hulle sê, dit is ook een of ander pagan gebruik. Ja, ek weet, is die songod een. Ja, maar daar's 'n mooi naam vir dit. Okay, ek sal het gekry, maar daar's ook 'n ander songod aanbiddingsdag, wat eers 284 na Christus, het hulle 25 Desember geattribute daaraan. Want weer eens, jy moet nou die paganistiese lering wil steel by die Christen. Hy wil vat die leringe wat die Christen gee, sal altyd dit wil doen. So weer eens het jy die oorsprong van 25 Desember voor enige een van die paganistiese ideologie
op hierdie dag gesit word. So weens, mens moet gaan kyk na wat die geskiedenis sê. Dis die geskiedenis wat ek kon kry. Ek dink ook wat kosbaar is as jy gaan kyk na Augustinus van Hippo, Augustine of Hippo. Hy en John Christendom. Augustine op sy, ek dink is 185ste preek wat hy gegee het hulle Christus en hy's 'n kerkvader, het Christus se geboorte herdenk. John Christendom het ook die dag van Christus se geboorte, hulle het dit herdenk. Ja. So, hulle het dit ook gedoen, nog voordat die goeders ingestel was. So, en nou praat jy van die eerste 200, 300 jaar na Christus. Letterlik na Christus, en hulle daai dag al klaar reeds herdenk. Ja. Verstaan, so dit was normaal gewees om dit te kan doen. Ja. So, ons kerkvaders het nou voorgespring eintlik, as ek dit nou so kan stel. Presies. En dis essensieel, want dit wys jou die oorsprong van 25 Desember, en mense kan nou debatteer daaroor, was dit regtig die dag wat Jesus gebore is? Soos jy sê, ek weet nie of Keefus dit is nie, maar die punt is, dit was al gebruik vir sy geboorte en gevier vir enigeen van die paganistiese gebruikers. Dan, natuurlik wil ons ook sê met Kersfees is daar 'n massiewe verdraaiing om dit weer te gebruik om te kommersialiseer, jy weet, ek bedoel, is 'n massiewe tyd wat mense klomp geld maak uit die ding uit, wat ons weens nie ondersteun nie. Maar die ander ding is die simbool van die boom die boom. So die Kersboom. So wat ouens hier moet verstaan, hulle gebruik byvoorbeeld Jeremia 10 vers 3 tot 4. Maar weet jy of jy dit sommer vir ons kan optrek? Het jy dit al? Jy gee dit gou vir my. Dis Jeremia 10 vers 3 tot 4. Terwyl jy dit kry, kom ek verduidelik net, die eerste ding in geskiedenis waar ons sien enige iets van hierdie boom tipe simbool wat gebruik word, is in die 800s na Christus, waar 'n boom was geskep om vir Zeus te eer, en toe gaan actually 'n Christen en kap hierdie boom af, en toe gebruik hy dit as 'n simboliek vir Christus, en hulle het hierdie boom jy weet, dit is een van die oorspronklike goeders wat 'n tribute kan word aan 'n Kersboom. Ja, en dis ook Jeremia 10 vers 3 tot 4. Okay, kom ek lees hom gou. Lees hom gou. Want die insettinge, is Afrikaans, jou King James ook. Ja, ek moet nou eers vertaal hier. Want die insettinge van die volke is nietigheid, want 'n boom uit die bos kap hulle die handewerk van 'n ambagsman met die byl. Hulle versier dit met silwer en goud, hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel nie. Okay, maar nou belangrik. So wat die ouens doen is hulle gebruik daai vers om te sê, sien jy, dis 'n Kersboom. Jy kap die boom af en jy sit goud op die ding, alles van dit. Lees dit gou vers 5. Okay, so vers 5 sê vir ons hierso, soos 'n voëlverskrikker in 'n komkommertuin is hulle. Hulle kan nie praat nie. Ja, hulle moet gedra word, want hulle kan nie loop nie. Wees nie bevrees vir hulle nie, want hulle kan geen kwaad doen nie. Maar daar is ook geen goed doen by hulle nie. So sê wat aangaan, vers 5 gee mooi die konteks hiervan. Hulle sê as jy daai boom afkap en jy maak 'n afgod daarvan, soos 'n voëlverskrikker. So dit lyk nie eers meer soos 'n boom nie. Ja. Verstaan jy? So wanneer daai vers ordentlik gevolg word, sien jy hier's 'n afgod wat gemaak word uit die boom en die goud en goeders word op dit gehang. Ja. 'n Kersboom lyk soos 'n kersboom. Jy's nie besig om 'n voëlverskrikker of 'n ding van die ding te maak nie. Verstaan jy, daai ding lyk nou soos 'n mens wat die mense aanbid. So sien jy, daai hele redenasie val plat. Jy kan nie Jeremia 10 gebruik om die idee te ondersteun van jy mag nie 'n kersboom opsit nie. So sien, as jy net bietjie verder lees en dit in konteks lees, sal jy sien waarvan dit praat. Ook moet jy verstaan om hierdie te gebruik as 'n toekomstige waarskuwing, jy weet wat eers in die moderne tyd gebruik word as 'n kersboom, ignoreer die onmiddellike konteks waarin Jeremia dit skryf. Verstaan, jy kan nie net daai ding toepas in jou konteks nie, jy moet eers verstaan hoekom Jeremia dit skryf. En daar was niks soos 'n kersboom of persente of enigiets soos dit in Jeremia se tyd nie. So ek bedoel, dis net 'n duidelike misverstaan van wat daai teks leer. Ek wil ook net noem, jy weet, as ons kyk hier na 1 Korintiërs 10 vers 25 en 26, dit is nou net terwille van die eetgoeders ook. Hy sê hierso, eet alles wat in die slaghuis verkoop word sonder om navraag te doen terwille van die gewete, want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Nou, ek weet nie wat doen afgode regtig met 'n boom nie, maar ek ken die een wat die boom gemaak het. En dis die Here. Alles behoort aan hom. Nou, mense sal sê, jy weet maar, hierdie boom is nou vir die afgod of vir die afgod.
Wat sê die skrif is 'n afgod? Okay, wel, dis definitief iets wat jou aandag gee vir iets anders te behalwe die Here. Maar daai beeldjie wat jy gemaak het, is niks. Dis regtig niks. So, jy gee 'n offer aan niks. Jou harde werk wat jy daarin gesit het. So, die verstand in verband met dat ek maak ietsie en ek buig nou daarvoor, is absoluut buite denken dat jy dit nou so wil doen. So nou met hierdie bome en goeders wat gemaak is, jy weet, jy kry mense wat dit versier. Jy weet, maar ek is seker hulle buig nie voor daai boom en sê, ons gaan nou hierdie... Ja, en bid hierdie bome, wie doen dit? Ja, wie doen dit? Niemand doen dit regtig nie. Waarvan ek weet nie, waarvan ek kennis dra nie. Ja. Maar as jy dit doen, is dit teen van 'n wheel Israel visie kult of iets wat so, het kom net daarop neer is, ek van die mense van wie ek weet wat 'n kersboom opsit, ek weet verseker, daai mense buig nie voor daai boom nie. Maar ek weet dat elke keer, ek ook nie, ek wil ook nie wees nie, as dit so is nie, maar ek weet net verseker is dat daai mense regtig eer bring vir die Here op daai dag. Ja. Kos sê dan gou ook, nog net oor die persente en dan Kersvader self ook. So met persente, het jy 'n issue met dit? Om vir die kinders nou persente te gee. Ek dink nie daar's iets fout om 'n persent te gee nie, behalwe die kommersiële afdeling dat hulle jou melk. Dis 'n probleem, dit sal altyd wees, maar daar's niks fout om te gee nie. Ons gee amper meeste van die tyd geskenke vir mense, soos wat jy gaan. En daai dag is ook net uitgesit deur te sê, weet jy, die Here is so goed vir my gewees, hy het in die wêreld gekom, hy's ons grootste geskenk, en uit sy goedheid, wil ek vir jou 'n geskenk gee. Ek glo nie daar's regtig fout nie, dit hang af jou motief natuurlik, as ek dit nou so stel. Ek is nie teen die beginsel van 'n geskenk gee nie. Ja, en ek bedoel, as jy net bietjie meer logies hieroor dink, so ons sal sê dis fyn om 'n geskenk te gee elke dag van die jaar, behalwe Kersfees. So is dit die ouste redenasie? Moet net op Kersfees vir iemand 'n geskenk. So verstaan jy, dis ook net 'n vir my bietjie belaglike redenasie om te sê dit is verkeerd as jy vir jou kind 'n geskenk wil gee. Weet jy, soos jy sê, ek dink mens moet Kersfees oor die Here maak, praat oor sy geboorte, praat waar Kersfees gaan, praat weens dieselfde evangelie wat jy gegee het met Paasfees. Dis weer 'n great geleentheid om met die Kersfees te doen. En met Kersfees het jy die geleentheid om kinders te bereik. Ons het 'n paar jaar terug het ons hierso by 'n kinderhuis gegaan en met die kinders, jy weet, gespeel en al hierdie goeters, en dis 'n kans om die kinders te bereik met die evangelie. Ja. En om te verduidelik waar dit regtig gaan. Ek dink dis belangrik, want baie keer mis mense die geleentheid wat dit vir ons gee. Natuurlik soos Paasfees, dis 'n tyd om net stil te staan en te reflekteer. Nou met Kersfees dieselfde, ons reflekteer die dag van Christus se geboorte. En dis 'n motivering om vir die kinders te verduidelik van hierdie kind wat gebore is. Dis 'n uitnodiging om vir hulle die realiteit van ons geloof te verkondig. Verstaan? Maar nou kry jy jou mense wat spesiaal hierdie Christelike dag heeltemal gaan butcher, slag, deur regtig erg te drink. En hulle maak 'n bespotting ook teenoor die Here. Ag, dit was net 'n lekker vakansiedag wat hy vir ons gegee het om te kan drink, en hulle maak dit oor hulle. Hulle maak dit oor hulle en hulle leef wêrelds dan in daai konteks. Maar kinders van die Here wat regtig 'n besorgdheid het vir sy dinge en vir sy goed, sal regtig die dag gebruik en te sê, ek gaan dink oor die Here vandag. Hierdie dag is absoluut net moontlik van hom af, uit sy genade, sy voorsienigheid. Ek dink daar is die belangrike fokus in dit in. En dan Kersvader self, Sint Niklaas. Jong, ek dink hy hou net van foto's saam met kinders. Dis maar wat ek dink. Ek weet nie hoe hulle dit in die 1600s gedoen nie, maar maar wat is die storie? Ek is nou nie, is jy familiar met die oorsprong van? Ja, ek het nie regtig moeite met sy goed nie. Ek weet net Hollywood vertel vir ons baie, hy bly by die Noordpool. Jy weet, hy geniet sy tyd ook daarso. Maar ja, ek is seker daar's een of ander bad ding aan hom. En ek weet, ek ondersteun die Kersfees. Saint Nick of so ietsie. Ja, verstaan jy, soos ek dink dit is fyn om hom uit die prentjie uit te los. Ja, ek dink jy kan al die goeie van Kersfees doen
Die persente dink ek is nog steeds fyn sonder om Kersvader in die ding in te trek. Dis weer eens soos wat ons gepraat het in verband met Paasfees. Kersvader is daar om die fokus van Christus af te trek, want die kinders loop in die mall in en hulle sal sien, o, kyk, hierso is 'n man, hy wil foto's hê, hy gaan geskenke gee en hy wil hoor wat soek jy vir Kersfees. Nou dink jy weet, hulle gaan vir almal gaan vertel, ons het vir Kersvader gesien. Jy weet, ek dink nou aan hierdie storie, die een ou sê, my ma het vir my gesê Kersvader bestaan nie. Jy sal nie glo wie ek vandag in die mall gesien nie. Kersvader. Vat so ma en pa. Jy weet, dis nou daai aspek, maar in kinders, jy weet, hulle sien die fokus, dis Kersvader, ons gaan weer hom sien daar so in die mall en ons gaan weer die groot boom sien. Dis heeltemal om die fokus van Christus af weg te vat. Dis waarop ons eerlik moet wees. En dis hoekom dit so sleg is in daai tyd, want hulle kry die blootstelling van die heidense gebruik van dit af. Verstaan? En dit oorweldig die oë. Hulle sien dit en dit is die beste. Maar eintlik die beste is daar's 'n kind gebore. En hy het vir ons geleef en gesterf. Ja. En ek moet sê, ek is nie 'n fan daarvan om half 'n riem voor jou kinders se oog te draai en te sê, hier's 'n Kersvader wat nou vir jou persent gaan gee. Ek weet nie, dit is dalk seker vir ander ouens 'n big deal nie, maar ek het nog nooit daarvan gehou nie. Selfs, ek wil vir jou sê, selfs soos die tandemuis en sulke goeters, is dit ook vir my, ek sê maar eerder net vir my kind, jy weet, hier is vir jou 'n geldjie. Ja. Doen nie nag, dis seker nou oulik om dit te doen. Ek dink nie noodwendig as iets bo staan nie, maar is maar vir my ek verstaan hulle met verbeelding sê en hierdie goeters, maar ek dink soos daai vers wat jy gedeel het is, waar kry jy oortuiging van hierdie goed? As jy oortuiging in jou hart het jy moet dit nie doen nie, dan moet jy dit nie doen nie. Verstaan jy? Seker, ja. As jy En daar is die motivering, nie om verdeeldheid nou te bring nie, maar as jy voel in jou gewete soos dis sonde, wonderlik, wat jy doen dit tot eer van die Here, maar hier's 'n broer en suster wat glo soos, ek is regtig okay met dit, ek doen dit regtig tot eer van die Here. Wonderlik, hulle eer die Here in dit en ons albei kampe wil die Here eer in dit. En dis die beste van alles, want ek kan nie jou huis oordeel vir wat julle doen nie. Nee, dis waar. En so dieselfde hier ook. Dis presies wat Paulus daar doen. Christus gaan nie een wees wat oordeel, want hy is die een wat die hart ondersoek. En weens, daar's 'n limiet tot waarmee daai vers kan toepas, want hierdie is nie 'n plek om nou te sê, jy weet, enige sonde gaan ek nou net as ek nie voel dis sonde nie, of ek doen dit tot eer van die Here, is dit nou fyn. Dit is nie waar nie. Soos wat ek weer sê, soos met die charismatiese gebruik, ons sien nie iets so slain in die spirit nie. So jy kan nie hierdie konsep op dit toepas. Jy is besig om 'n praktyk te doen wat onbybels is, waar die oorsprong is nie uit die woord van God nie, maar die oorsprong is eerder hierdie hindoeïsme, paganisme, hierdie tipe goeder. So met ander woorde, daar moet ons versigtig wees. Verstaan, ons moet dit gaan evalueer in die skrif. As die skrif duidelik is oor 'n saak, dan kan jy nie hierdie vers gebruik om dit te probeer justify nie. Ek stem. Ek is seker ouens gaan ernstige gevoelens oor die ding hê. Ons moet verstaan, baie van hierdie wat ons vanaand oor gepraat het, is die Bybel duidelik oor seker goed, maar ons weet daar is nie 'n datum wat sê 4 Paasfees nie. Daar is nie 'n datum wat sê 4 Kersfees nie, maar daar's ook nie 'n datum wat sê moet dit nie doen nie. So met ander woorde, baie van vanaand het meer daai vryheid, as ek dit so kan stel. Baie van vanaand het gegaan meer oor wat in die geskiedenis aangaan. Ek dink net ons wou lig skyn op die idee van dit het nie paganistiese oorsprong nie. Ek dink dis redelik duidelik. As jy self het gaan ondersoek, ek bedoel laat weet vir ons kan dalk verkeerd wees, maar soos ek het is die eerste siening wat ons het van die paashaas, hierdie tipe goeders as 'n paganistiese simbool. As dit enigstens daar is dit baie later in die geskiedenis. En dieselfde met die Kersboom wat ons nou oor gepraat het, dieselfde met die datum van Kersfees. Ek dink ons het dit mooi gecover, maar op jou van die dag vir al iets soos Paasfees, vier dit, celebrate die Here, gaan weer kerk toe. As jy lanklaas in die kerk was, kom in 'n kerk uit wat jou die woord gaan leer, wat die evangelie sal bring op iets soos Paasfees. Net op dit was ek al in 'n kerk wat Paasfees het 'n groot show gemaak. En een of ander sprokie toneel daar gedoen. Soos gee nie die mense die evangelie. Elke liewe jaar wil ek die evangelie hoor op Paasfees. Korrek. Amen.